En die Here groet ons vanoggend met sy seën. Genade, barmhartigheid en vrede word ryklik geskenk van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons skriflesing is Psalm 25. Ons gaan Psalm 25 saam lees. Ek gaan die hele Psalm lees, maar die fokusverse is verse 2, 3 en vers 20 van Psalm 25. Psalm 25, ek lees uit die 83 vertaling. Psalm 25 vanaf vers 1, van Dawid, tot U, Here, rig ek my. My God, op U vertrou ek. Laat my vertroue tog nie te vergeefs wees nie. Laat my vyande nie juig oor wat met my gebeur nie. Niemand wat sy verwagting in U stel sal beskaam word nie. Die wat nie op U vertrou nie, hulle kom in die skande. Maak my U wil bekend, Here, leer my U paaie. Laat U waarheid my lei en onderrig my daarin, want U is God, my redder. In U stel ek elke dag my verwagting. Dink aan die liefde en die trou, Here, wat U van altyd af betoon het. Moet tog nie dink aan die sondes en oortredinge van my jeug nie. Dink aan my in die trou, Here, omdat U goed is. Die Here is goed en regverdig, hy wys selfs vir sondaars die pad aan. Hy laat aan alle hulpeloses reg geskied en hy leer hulle sy pad. Liefde en trou is die paaie wat die Here bewandel met die wat sy verbond en verordeninge bewaar. Terwille van die naam, Here, vergewe my sonde, want dit is groot. As iemand die Here dien, leer hy hom watter pad hy moet kies, sodat hy voorspoed sal geniet en sy nageslag die land sal bly bewoon. Die Here neem die wat hom dien in sy vertroue en maak sy verbond aan hulle bekend. My oë is altyd op die Here gerig, want dis hy wat my voete uit die vangnet sal hou. Sien my in die genade aan, Here, want ek is eensaam en verstote. Ek verkeer in die allergrootste nood, bevry my tog uit my ellende. Kyk hoe sleg gaan dit met my, en hoe swaar kry ek, vergewe tog al my sondes. Kyk hoe baie vyande het ek, en hoe fel haat hulle my. Beskerm my, en red my, laat my nie beskaamd staan nie, want by U skuil ek. Laat onskuld en opregtheid oor my die wag hou, want op U vertrou ek. O God, red Israel uit al sy nood. Ja, ons kyk dan veral na verse 2, 3 en 20. Maar as mens hierdie psalm het Dawid gedig vir ons die opskrif, en ons sien hy gee sy gemoedstoestand deur op twee maniere. Hy bid, dan het hy oordenk en dan dink hy bietjie na oor wat hy gebid het. Dan bid hy weer, dan dink hy weer na. En so gee hy sy gemoedstoestand deur. Nee, Psalm 25 vers 1 tot 7 is 'n gebed en dan verse 8 tot 10 is 'n oordenking. Dan weer vers 11 'n gebed en dan vers 12 tot 15 is weer 'n oordenking, dink hy na oor alles. En dan weer vers 16 tot 22 is 'n gebed. En so gee Dawid sy gemoedstoestand deur. En dan sien ons nou 3 keer, in 3 verse praat hy van beskaming. Moenie beskaamd staan, ek wil nie beskaamd staan nie. Nee, skaamte, hy praat van skaamte oor en ook skuld. Hy praat van skuld en skaamte. Ons gaan nou 'n bietjie kyk wat is die verskil tussen skaamte en skuld. En dan kom dit baie duidelik hier uit, hy skuil by die Here teen beskaamdheid, teen skaamte. Skuil hy by die Here. En dan, as ons nou net bietjie agtergrond moet gee van hierdie psalm, dan lyk dit, Dawid was bietjie ouer geweest, nee? Hy praat van sondes van sy jeug. Dink nie aan die sondes van my jeug, dink nie aan die sondes van my jonkheid en aan my ouderdom. So hy is bietjie ouer man geweest. En hy praat van 'n klomp vyande wat hy het. En dit lyk, of die kultuurhistoriese agtergrond is dat dit was tydens toe Absalom. Ons lees mos van Absalom, sy seun wat in opstand gekom het teen sy pa Dawid. Waarvan ons lees in 2 Samuel 15 tot 18. Dawid sy eie seun, Absalom, wil sy pa ontroon. Hy gaan onder die volk, hy kry die volk agter hom, nee,
en hy het 'n opstand wat hy oprig teen sy pa. Opstand teen sy pa. En Dawid in sy hofhouding moet vlug, uit die paleis uit weghardloop. En dan Absalom gaan so ver, Dawid wat vlug, hy gaan so ver dat hy self dan ook in die paleis ingaan, 'n tent bo op die dak opslaan, en dan met Dawid se byvrouens daar, net slaap hy by hulle, om sy pa verder te verneder. Om vir die volk te wys, hy is nou die nuwe koning. Dink maar net, hoe moes Dawid gevoel het? Hy word deur sy eie seun ontroon as koning. En dan gaan sy seun nog so ver om hom so nog verder te verneder, om by sy byvrouens te slaap. Ek dink Dawid het net gevoel, hy is nie goed genoeg om 'n pa te wees nie. Hy is maar 'n fout. Hy het liderlik gefaal. Hy is nie goed genoeg om 'n koning te wees nie. Sy eie seun ontroon hom. Kom in opstand teen hom. En kyk net hoe verneder sy seun hom. Ek dink Dawid gevoel hy's 'n mislukking as 'n koning en as 'n pa. Want as jou eie seun sulke goed aan jou doen. Dis nie eens iemand daar buite nie. Vlees van my vlees. Daarom praat hy van hierdie skaamte, beskaamd staan. Praat hy heeltyd van. Hy het gevoel hy is as vader en koning 'n fout. En dit moet ons nou ook sien, die verskil tussen om skaamte en om 'n skuld. Skuld en skaamte is twee verskillende dinge. Ons moet daai verskil baie duidelik maak tussen skuld en skaamte. Hierso sê hy, dink nie aan my sondes van my jonkheid nie. Wat is skuld? Dis wanneer jy iets verkeerd gedoen het. Dit gaan oor jou dade, jou handelinge. Jy het iets verkeerd gedoen. Hoe maak jy skuld reg? Deur jou te bekeer. Deur die regte ding te doen. Maak jy skuld reg. Maar skaamte, beskaming, van wat is skaamte? Beskaming. Beskaamdheid. Dit raak nie jou dade nie, dit raak jou wese, wie jy is. In my wese is ek 'n fout, 'n probleem. Ek het maar net nie wat goed genoeg is nie, vir my omstandighede nie. Skuld is my handeling is verkeerd, ek maak dit reg deur te bekeer. Skaamte is, ek kan eintlik niks daaraan doen nie. In my diepste wese is ek 'n fout, 'n probleem. Het ek maar net nie dit wat nodig is nie. En ek kan niks daaraan doen nie. Nou kom 'n gevoel van hopeloosheid oor jou, as skaamte oor jou kom. Nou kan ons maar net sommer dadelik sê, God gebruik skuld. Satan gebruik skaamte, beskaamdheid. God gebruik skuld om vir jou te sê, bekeer jou en kom reg, dan is dit reg, en daar's vergifnis. Jy kan regmaak. Dis wat God gebruik om jou lewe in lyn te kry met wat hy in en deur jou wil doen. Skuld is God se manier, maar skaamte is absoluut, beskaamdheid is Satan se instrument om vir jou te sê, daar's nie hoop nie, jy's 'n groot probleem, dis 'n fout. Jy's 'n fout in jou diepste wese. Julle ken mos daai Engelse gesegde wat sê, shame on you. En dis wat Satan wil doen. Mense sê baie keer, shame on you. Is so direk 'n instrument in Satan se hande. Shame on you. God wil reeds shame off you. Dis wat God wil doen, shame off you. Nie shame on you nie. Dis Satan. Hy gebruik die wêreld, mense. God sê shame off you. Partykeer, onthou so ruk terug praat ek met 'n dame en sy praat en ek vertel vir haar iets en sy sê altyd ag shame. Ek dink toe later maar hoekom sê sy dit? Daar's nie shame nie, ek vertel net iets, maar ag shame. Ek het amper gesê shame off my, Pas op vir sulke tussenwerpsels, Ag shame. Ek weet nie of julle al met mense praat jy sê ag shame nie. Dis leuns. Daar's nie skaamte nie. Dis Satan se manier. Shame. So gooi dit af. Nou kom ons kyk bietjie hoe daar skaamte op jou kan kom. Ons nou gehoor hoe daar skaamte op Dawid gekom het. Hy's 'n mislukking. Hy het nou maar net nie wat nodig is om 'n pa en 'n koning te wees nie, Deur sy eie seun het daar absoluut skaamte oor hom gekom. Maar dan hoekom skaamte oor 'n mens?
En baie van ons dra maar skaamte, meerder of mindere mate, ons het maar skaamte in ons lewens, nie. En ou moet dit identifiseer, dat jy daarvan daai shame kan afgooi in Jesus se naam. Manier hoe skaamte oor jou kon gekom het, nee, is veral as jy as baba, nee, as jou ouers baie geïrriteerd was met jou, nee, dalk was jy 'n koliek baba soos hulle sê, nee, jy het baie gehuil en so, nee, en dan hier 2:00 die oggend skree dalk jou pa so in die kot en sê, bly nou stil, nee, as dit met jou gebeur het, nee, dan kom daar skaamte oor jou, nee, want hoekom? Vir 'n baba is die gesig van 'n baba se ouers, is die gesig van die ouers 'n spieël van wie is ek? Is ek wat veroorsaak ek hierdie geïrriteerdheid? My bestaan veroorsaak dit hierdie geïrriteerdheid van 'n ouer wat net bly nooit stil. Nee, en so kom daar skaamte, sonder dat jy uiteindelik weet, kom oor jou. My bestaan is in 'n fout. Ek het, weet jy, selfs my honde kry skaamte, elke nou en dan. Nee, maar ek dink hulle moet 'n bietjie op hulle plek wees. Is goed. As ek nou weer al, ek hou baie lief vir my honde, maar weet jy, as ons net 'n rukkie weg was, dan het hulle gat gegrou iewers daar. Nee, dan is hy gras nou weer vol. Hulle zammas, ek weet nie, hulle kan saam met hulle gaan werk, nee. Dan het hulle nou 'n gat gegrou. En dan sê ek, dan verander ek net my stemtoon, stout. Wie dan sien hoe vat hulle die pad? Gaan hulle, nee? Kom daai skaamte oor. Nou as die honde uit jou stemtoon en jou gesigsuitdrukking so iets kan optel, wieveel te meer jou kind wat 'n baba is, as jy so geïrriteerd is en hoekom huil 'n baba? 'n Baba het maar behoeftes, of 'n siekte, of 'n wind, of iets, en dis hoekom hulle huil. Huil nie sommer net vir lekkerte nie. En nou, ek mag geen behoefte hê nie. Ek mag nie pyn hê nie. Maar dit veroorsaak hierdie geïrriteerdheid. En so kom daar skaamte van kindsbeen af oor 'n kind. Ek mag geen behoeftes hê nie. Dan nog 'n manier. Ek lees so 'n storie van 'n dogter, sy het haar rapport gekry, ons mos nou eksamens gewees, en dis nou skoolrapporte wat nou uitkom, of hulle het uitgekom, en sy wil haar pa se goedkeuring, en sy vat haar skoolrapport vir haar pa, en sê, pa, wat is my rapport? En sy het vir al haar vakke onderskeidings, nee, maar net vir een vak, het sy 'n B. Nee, dis nie soos Georgie, wat al sy vakke onderskeidings, 85 gemiddeld. Maar sy het ook goed gedoen, al die vakke onderskeidings, behalwe een. B. Pa sê toe vir, nou wat's fout met hierdie een vak? Het jy nie hard genoeg geleer nie. Volgende eksamen gee sy haar beste, en sy kry 'n rapport vir al haar vakke is onderskeiding. Nou pa kyk so en sê, maar hoor so, dalk is die vakke wat jy geneem het te maklik. Hy gee net nie goedkeuring nie. Nee, en dan kom maar skaamte. Ek kan net nie iets doen om my pa tevrede te stel nie. So 'n manier kom maar skaamte oor jou. En dan, ons kan nog baie voorbeelde seker nog noem, nee. Jy weet, wat op skool gebeur het, vanaf ons laas jaar ons matriekreunie gehad het, nee, daai groep gaan nou nog steeds aan, en jy hoor nou weer alles van ons skool en so. Maar party mense het nie so lekker ervaring op skool gehad nie, en daar kon 'n skaamte oorgekom dat jou heeltyd saam met jou dra. Ek hoor van 'n man, 'n volwasse man, toe hy op skool was, hy was hier in die laerskool gewees, hy weet het sy maag, hy het 'n maagkiem opgetel, en hy wil nie skool toe gaan nie, maar sy maat sê, jy moet gaan. Nee, want wat gaan sy nou met hom doen? Sy moet ook werk. Hy moet gaan, en hy gaan. Maar sy maag spoel, weet, dit is moeilik. En hy vra om toilet toe gaan, die juffrou het hom gaan, en hy kom terug, en hy vra toe weer, hy sê, nee man, jy vat nou net kanse. Nee, jy kan nie, jy vat nou net kanse, en nou ja, toe het hy 'n glips. Nou kom een van sy vriende agter, iets is nie reg nie. En hoe die kinders hom toe gespot het. En die juffrou wat ook nie tot sy redding gekom het nie. Vir sy, dit lyk moes met vir jou doek aansit. Jy weet, en daai volwasse man het daai skaamte saamgedra in sy volwasse lewe. Hy het gegaan vir berading, maar hy het hierdie woede uitbarstings. Hoekom? Skaamte. Wat van sy kindsbeen af wat hy saamdra. Van as 'n fout. Ek pas nie in nie, ek is 'n fout. En ek weet ook, in my laerskool, ek was by die skooltandarts, en die skooltandartse was kwaai tandartse gewees. Daar was ook 'n dogter wat se blaas 'n glips gehad het.
van bangheid. En dan kom hy skaamte. Daar gebeur sulke goeters, insidente in 'n mens se lewe, as jy so terugkyk. En vandag sit jy met hierdie simptome, jy weet nie hoekom is jy so kwaad vir alles nie, en jy geïrriteerd nie. Dis baie keer daai wortel, daai skaamte, wat oor jou gekom het, en wat jy saamdra. En hierdie volwasse man, toe hy dit eers besef, en hy identifiseer, en God se liefde hom kom genees, toe gaan dit weg, toe genees hy, van al die woede uitbarstings. Skaamte. En dit is ook, skaamte is ook baie keer die wortel, die oorsprong van kompulsiewe gedrag. Nee? Jy voel nutteloos en waardeloos vanweë skaamte, maar jy weet nie dis die wortel nie, maar jy voel nutteloos en waardeloos vanweë die skaamte wat oor jou gekom het, en dan besluit jy om iets te doen, jou vlees spring op om iets te doen, dat jy kan beter voel, dat jy voel beter oor jouself. Nee, want jy voel eintlik jy's 'n fout, en jou wese is nie goed genoeg nie. En dan besluit jy, kom ek gaan drink bietjie. Ja, as jy dan bietjie gedrink het, dan voel jy hom beter, nee, dan oor jouself. Dan gaan drink jy. Maar wat is die effek daarvan? Dan gaan drink jy nou weer, dit gee vir jou 'n tydelike oplossing, voel bietjie beter terwyl jy onder die invloed is, maar daai volgende oggend, nee, dan voel jy weer skuldig ook. En nou is daar twee dinge wat werk in jou siel. Skaamte, wat jy nie gehanteer het nie, beskaamdheid, asook, wat nog, ook skuld. En nou moet jy nie net 6 biere drink nie, nou moet jy 8 biere drink, om beter te voel. En so val jy dieper en dieper in die moeilikheid in. Want jy sit nou met skuld en skaamte, wat nie gehanteer is nie. Party mense voel, ek kan beter voel as ek nou iets soets eet, nee, sjokolade. Nou eet jy, tydelik voel jy dalk 'n bietjie beter terwyl jy eet, daai tyd voel jy weer skuldig, want jy weet, dis nie goed vir jou bloedsuiker nie, gewig is nie goed nie, nee. Dan voel jy nou sit jy met skaamte en die skuldgevoel daaroor. Volgende keer kan jy net 'n blok sjokolade eet, jy moet 'n sjokoladekoek eet. Dit word net meer. So kan ons aangaan. Klomp kompulsiewe gedrag. Ander mense voel ek kan beter voel as ek iets nuuts koop. Nuwe kar, nuwe kledingstuk en so. Dit gee nie oplossing nie. Want die wortel is skaamte wat jy in jou saamdra. En dit moet gehanteer word. Daar's klomp sulke voorbeelde wat ons kan vat. Baie kompulsiewe gedrag wat jy nie oorwinning kan kry nie, dis oor daai skaamte. Dit is die wortel. Dit moet gehanteer word. Hoe daai skaamte oor jou gekom? Kom ons kyk ook net gou 'n bietjie voor ons kom by die oplossing wat Dawid vir ons gee hier in Psalm 25. Hoe daar ook beskaamdheid, hoe huise wat skaamte op mekaar plaas, hoe hulle funksioneer. Nee, huise, skaamte, beskaamde huise kan ek hoop dis die regte uitdrukking. Hoe sulke huise opereer, waar skaamte op mekaar geplaas word. Baie keer sien 'n huis ouers wat hierdie woede-uitbarstings kry. Jy sien dit baie keer so as jy so stap in die mall, dan stap haar gesin, pa en ma met kinders, en dan skielik, wat gryp die pa net om die seun, kom hierso, jy weet nie daar stap nie, daai arme seun het nie eens geweet hy doen iets verkeerd nie. Hy is net skielik hierso aggressief geruk aan die arm, kom hierso. So, hy is nie gewaarsku nie, is net hierdie woede-uitbarsting wat enige tyd kan kom. En dit plaas skaamte. Enigiets kan met my gebeur. Nee, en dan ook, dink ek baie keer ook, as daar 'n ongeluk gebeur, God is seker nie tevrede met my nie. Kyk net hierdie ongeluk, waar kom dit vandaan? Ek is seker nie goed genoeg vir die Here nie. Hoekom het hy my nie beskerm? Ek dink God is ook so. Nee, daai woede, onverwagse woede-uitbarstings van ouers, kweek skaamte in die kinders, waar kinders enige tyd net rondgeruk kan word. Ook in huise waar alles onder beheer gedoen moet word. Nee, alles moet beheer. Want jy moet lag onder beheer, jy moet huil onder beheer, praat onder beheer, min plek vir foute. Nee, weet jy, moet nie so uitbundig wees nie. Kom, gedra jou, kry nou 'n bietjie beheer oor jouself. Nee, dit plaas ook skaamte op kinders. Nee,
jy moet eintlik nie emosie wys nie, dis die beste. Want as jy emosie wys, dan is jy nou kwesbaar. Nee, kan jy nou gesê word, jy kom kry 'n bietjie beheer oor jou emosies. Nee, dit bring skaamte, ek kan nie my emosie wys nie. En ook 'n huis waar daar geblameer word, veral ouers, al hulle probleme blameer hulle op die kinders. As dit nie vir jou was nie, kon dit so en so gewees. As dit nie vir jou was nie, sou my huwelik gewerk het. As dit nie vir jou was, toe ek student was en swanger word nie, kon ek gaan verder leer het. Nee, daai blameer, vat net nie verantwoordelikheid nie. Plaas skaamte op die kinders. Ook huise waar skandes en foute geïgnoreer word. Alles word net opgekrop. Jy praat nie sake uit nie. Mag nie emosie wys nie. Al daai skandes en foute, ons praat nie oor nie. Seker ding wat jy in hierdie huis praat ons nie oor nie. Nee, en jy weet wat, jy krop alles net op, en as jy alles opkrop, skielik gaan daar saai uitbarstings kom net so. Jy alles net opgekrop het. Jy weet tog ook as jy eet ook, nee, jy kan nie net eet nie, jy moet ook afskei, nee, anders word jy siek. Geestelik dieselfde. Jy moet 'n uitlaat hê vir jou emosies, hoe jy jou hart voel. Perfeksionisme. Party mense sê jy moet van niemand en niks afhanklik wees nie. Ek sal self. Ek moet nooit iemand skuld nie. Ek sal alles reg doen. Ek het niemand en niks nodig in my lewe nie. Dit gaan nie werk nie. Dit gaan nie werk nie. Van niemand afhanklik nie. Op die einde is jy ook nie van God afhanklik nie. Dit gaan nie werk nie. Jy sien dit veral met mense wat verjaar, nê. Sekere mense sê, moet net nie 'n groot ding van my verjaarsdag maak nie. Moenie vir my geskenk gee nie. Hoekom? Want as jy 'n groot ding van hulle verjaarsdag maak, of as jy 'n geskenk gee, dan sal hulle nie skuld by jou, dan voel hulle met jou weer dit terugdoen, nê. Hulle kom in die skuld by jou. Dis 'n verkeerde denke, dis 'n skaamte. Skaamte te dink ek het niks en niemand nodig nie. God het ons nie so gemaak nie. Ons het hom en mekaar nodig. Dis alles leuns. Vers 3 staan daar. Ja, almal wat u verwag sal nie beskaamd staan nie. Hulle sal beskaamd staan wat troueloos handel sonder oorsaak. Wie is hierdie mense wat troueloos handel? Is hierdie wat sonder 'n verhouding met God is? En op die einde het hulle ook swak verhoudings, want dis die Hebreëse betekenis van daai troueloos handel. Toe ook 'n swak verhouding met ander mense om hulle. Daai wat dink hulle kan net op hulle eie alles self doen. Nee, dis die trouelose mense hier. Wat nie verhouding met God het nie, en dan verhouding met hulle medemense het hulle ook nie, is nie goed nie. Is onbetroubaar in verhoudings. En op hulle kom beskaamdheid, want ons het mekaar nodig. Wat sê die Here vir Kain? Waar is jou broer? Nee, is ek my broer se wagter? Verstaan jy daai beskaamdheid, nee? Omdat die Here nou nie sy offer gaan aanvaar het nie. Ons het God eerste en dan mekaar nodig. Anders kom daar beskaming oor jou. God het ons geskape om 'n verhouding eerstens met hom te hê en ook met mekaar. Ons het God en mekaar absoluut nodig. Moenie probeer perfeksionis wees en dink jy het niks en niemand nodig nie. Jesus doen 'n beoordeling van die gemeentes daar in Klein-Asië en dan praat hy van Laodicea. Hulle was 'n baie ryk gemeente. Nee, dit baie goed gegaan daai gemeente. En hulle sê, ons is ryk, skatryk en ons het niks meer nodig nie. En julle weet nie dat julle ellendig en beklaanswaardig is nie, arm, blind en kaal. Daai gemeente in Laodicea wat hier groot en finansiëel sterk was en alles goed gaan. Jesus het niks goeds vir hulle te sê nie, want hulle sê ons is alright. Ons het niks en niemand nodig nie. Ons het God ten eerste en mekaar het ons nodig, dis verseker. Daarom plaas God ons in verhoudings. Daarom laat hy ons gebore word in 'n gesin. Want 'n gesin het mekaar nodig. Plaas hy jou in 'n familie. En plaas hy jou in 'n geloofsfamilie, in 'n gemeente. Ons het mekaar nodig. Ons het God nodig en ons het mekaar nodig. Die Here verwyder die beskaamdheid van ons lewens. En hy gebruik ook mekaar.
Dawid sê, ja, almal wat u verwag, sal nie beskaamd staan nie. Vers 3. En vers 20. Laat my nie beskaamd staan nie, want by u skuil ek. Nee, God verwyder dit. Shame of you, sê hy vanoggend vir jou. Ek wil dit afhaal van jou. Daarom het Jesus na die aarde toe gekom. Nee, om ook ons beskaamdheid op hom te neem. Jesus het daar aan die kruis behandel, nee, asof hy 'n fout is. Niemand het hulle het hom daar buitekant gaan kruisig nie. Hulle wou niks met hom te doen gehad het, die Jode nie. Hy's 'n fout, hy's nie goed genoeg vir 'n Messias nie. Hy's sleg nie. Hy's 'n uitvaag soos 'n uitvaagsel behandel. Al daai beskaamdheid, nee, skaamte wat mense kan dra, het Jesus gedra daar aan die kruis en is hy behandel asof hy in sy wese fout is en sleg is. Dis wat die mense gedink het. So deur sy wonde daar genesing gekom. Hy het al jou beskaamdheid waardeur jy ook kan gaan, nee, daai het hy gevat en hy het gedra aan die kruis. En hy het versoening gebring aan die kruis. Deur sy wonde daar vir jou genesing gekom. So in Jesus sê God, jy is nie 'n fout nie. Jy kan nooit 'n fout wees nie. Kyk na my seun aan die kruis, ek het hom gegee vir jou. Jy is die moeite werd vir my. Jy is goed genoeg vir my. Jy is belangrik. Jy's geskape na my beeld. My beeld kan nooit 'n fout wees nie. Ek het jou gemaak. Ek maak nie foute nie. Ek het jou gemaak. Kyk na my seun aan die kruis. Ek sê ja vir jou. En ek het 'n plan en doel met jou bestaan. En jy het al reeds alles wat jy nodig het om daai plan en doel van my te bereik. Jy het klaar alles. Dis nie dat jy nie goed genoeg is nie. Jy is goed genoeg. Kyk na my seun aan die kruis. Hy het die skaamte kom afhaal. Nou maak dit nie saak wat mense sê nie. Weet wat mense probeer reeds, as hulle eers jaloers is op iemand, nee, sal hulle sleg praat van so 'n persoon. Moenie gaan op wat mense sê nie. Gaan op wat jou maker van jou sê. Ons God. En hy sê, jy is kosbaar. Jy is die moeite werd. Jy is die moeite werd dat ek my lewe vir jou sal gee. Jy het dit alles. En jy moet nie wees, ek het nie 'n fout gemaak nie, want ek het 'n plan. Romeine 9 vers 33 skryf Paulus, soos skryf is, kyk ek lê in Sion 'n steen van aanstoot, rots van struikeling, en elkeen wat in hom glo, sal nie beskaam word nie. Ek het 'n plan met jou bestaan. Nee, ek het jou sekere gawes, talente gegee, verhoudings gegee, want ek wil deur jou werk om mense te bereik. Jy het klaar alles. En so haal God beskaamdheid van jou af. Wat is jou waarde? Jou waarde is die bloed van sy seun Jesus Christus. Want jy is geskape na sy beeld en hy het jou lief. Het jou so lief. God wil daai skaamte kom verwyder. Maar laat die Heilige Gees dit identifiseer daar waar dalk skaamte, daai wortel waar dit ontstaan het. En laat die Here daar genesing bring. Vir jou wys en daar genesing bring. En as jy enige hulp verder nodig het om dit te hanteer, nee, kom praat met my. Praat ook, ons kan saam met jou bid ook. Dis ook ander mense wat saam met ons kan bid. Maar kom ons vra die Here se leiding. Here, dankie Vader. Dat kan kom rus by U. Dat ons nie hoef te perform om ons bestaan te verdien nie. Nee, ons is die moeite werd. Want Jesus het sy lewe gegee vir ons lewens. Dankie Here dat U ons heilig, ons skoon was van al ons sondes. En dat U 'n plan en doel met elkeen van ons het. En dat U vir ons klaar alles gegee om U plan en doel te kan bereik. Ons het klaar alles wat nodig is. Dankie daarvoor. En ons vra U, Here, as ons nou daai skaamte wat ons baie keer so saamdra van ons verlede, Heilige Gees, dat U dit sal kom en vir ons sal openbaar as daar so 'n wortel van skaamte is.
Sal wys ook waar dit ontstaan het. Dat ons dit in die lig kan bring, dit kan identifiseer. Dit kan verwyder deur die bloed van Jesus. En Here, dat U liefde genesing kan bring in daai area van ons lewens. Dat ons ook daar in daai area die identiteit van Christus omhels. Wie ons is in Christus. Lei ons, Here, maak ons vry, dat ons voluit kan lewe in dit wat U vir ons beplan het. Dankie, Here, vir U liefde. Dankie, U is 'n volmaakte God, volmaakte liefde. By U vind ons genesing en die ware lewe, in Jesus se naam. Amen. En die Here wil jou seën, sodat jy daai skaamte uit jou lewe kan verwyder. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by ons elkeen wees en bly. Amen.